Right, so, ons staan nou hier in 'n boord wat vir die laaste 5 jaar nog nie 'n druppel chemiese kunsmis of chemie enigsins gekry het nie. Hy is 100% op die EcoDelta program en ons wil nou 'n bietjie wys hoe lyk hierdie en ek gaan 'n bietjie met Marius gesels en bietjie eintlik net by hom hoor hoe lyk hierdie goed so sonder chemie, sonder kunsmis, hoe ontgin dit die stikstof, waar kry dit alles wat dit kort van hierdie kompostee of ekstrak vandaan. Kom ons gaan luister 'n bietjie in. Môre Marius, hoe gaan dit met jou? Dit gaan nie kragtig, dankie Albert. Ek sê nou net, as jy mense kyk na die kwaliteit van die bome, die kleur van die bome, sal mense nie dink vir die laaste 5 jaar het hierdie goed nog nie 'n druppel chemie enigsins op hulle gehad nie. So, kom ons begin bietjie by die begin. Hoe die boom uit die kompostee en die ekstrak wat hy nodig het om dan sy stikstofvolumes en daai goeters te kan handhaaf. Ja, as ons nou kyk na hierdie boorde, wat nou maar hier gebeur het, hulle het klompe jare het hulle kompostee gekry, so die grond was in 'n billike toestand en hulle is toe 5 jaar terug oorgeskakel na volprogram EcoDelta waar ons dan die organiese voeding gee. Maar as ons kyk na ons organiese voeding, het ons bitter min stikstof in die organiese voeding as sulks. Maar wat nou gebeur is, ons verhoog die stelsel se funksie. So die stelsel funksioneer beter. As ons kyk na organiese materiaal, die hoeveelheid stikstof in grondorganiese materiaal, gaan nou vind dat vir elke 10 dele koolstof het jy omtrent 1 deel stikstof ook. En deur die prosesse die mikrobes in die gang te kry, vind ons dat die vrystelling van stikstof en al die ander elemente dan nou net baie beter is. En dit is genoegsaam om die boom in die gang te hou. Iets wat ek weet van appels en as jy mens nou kyk in die sitrusbedryf ook, jy boer basies met jou wortels. So jou grondgesondheid is die belangrikste. En as jy mens nou kyk in die ander kant van die bedryf, is dit maar half jy myn jou koolstofreserwes uit. So, hoe verseker julle dat, hoe kry die mikrobes of nou aerobies of anaerobies is, daai grondgesondheid weer op, dat dit op 'n vlak kom waar hy homself kan handhaaf en daai balans gekweek word? Ja, ek dink is juist in terme van wat ons nou doen, is ons glo sterk in diversiteit van mikrobes. So, en as jy diverse mikrobes het, dan adresseer hulle die omstandighede. En as daar nie stresse is nie, dan vind jy dat daar is ook die siektes op die plant. Dan sê jy het nie 'n probleem met mikrobes of ander swamme wat dan 'n probleem verskaf nie. So, die stresse en die goeters, wat is die faktore wat mense sou sê wat stres op jou bome veroorsaak wat EcoDelta juist dan nie doen nie? Ja, ek dink wat is dit baie keer is dit juist van jou stikstowwe wat daar in sit. En dit veroorsaak maar stres. Al die soutte wat dan nou geplaas word as kunsmis versteur die grondomgewing vir 'n tyd lank. En dan moet die mikrobes daai stelsel weer herstel en dit neem energie. En dis hoekom stelsels ook verswak met tyd saam, omdat daar nie genoegsame geleentheid is om juist koolstof op te bou en dan 'n grondorganiese koolstofvlakke te lig. So ons vind dat ons sien wel 'n verhoging in grondorganiese koolstofvlakke as oor 'n 3 of 'n 4 of 'n 5 jaar periode dit dan nou meet. Want dit is baie moeilik meetbaar, maar as ou nou gaan kyk, een van die plekke waar dit ou het kan sien is byvoorbeeld die verhoging van jou kationuitruil vermoë. Ja. Ons sien wel dat daar 'n stygings is in baie gevalle wat dit aanbetref. En dan die groot ding is ook, as ons nou net hier praat van die Koue Bokkeveld en ook het oorskuif van Reinsdorp omgewing, daar's 'n groot verskil in grond elke 10-20 km en daar's 'n impak op loging, hoe jou water ingehou word. Hoe help EcoDelta half daai proses? Ek weet hulle het gister ook daarvan gepraat dat dit versterk of dit verswak loging deur die grond en dit maak dit beter vasgehou word. Ja, as jy gaan kyk na jou organiese materiaal en kyk na jou mikrobes, as daar beskikbare voedingsstowwe is, dan sal hulle tipies dit bind en dit vashou in die boogling. So ja, met jou organiese materiale en het jy nie die logingsprobleem nie. En as jy koolstowwe trek juis jou katione aan en hou hulle vas. En ook jou anione. So jy verloor nou nie, want gewoonlik as jy loging het, beteken daar's 'n kation en 'n anion wat beide die grond verlaat of dan nou dieper gaan. Want ja, as jy nou koolstowwe het, organiese koolstowwe, dan het dit die vermoë om beide, die positiefes en die negatiefes vas te hou.
Nou dat ons 'n bietjie oor die teorie gepraat het, kom ons praat 'n bietjie oor die praktika. As ek nou sê, okay, ek wil nou hierdie Eco-Delta programme kans gee. Hoe lyk die proses? Wanneer kan 'n mens half begin die verskil sien op jou bome, op jou boorde? En dit is ook nou, ons staan nou in appels, maar dit is eintlik, jy kan dit op enigiets gebruik. Verduidelik vir my 'n bietjie van die praktika en waarop kan 'n mens alles hierdie programme gebruik? Ja, so enigiets wat in grond groei kan mens dit op gebruik. Dit is die kort antwoord. In terme van wat ons vir die spesifieke gewas gee, dan kyk ons gewoonlik maar na seisoen en die klas van ding, dan kyk ons hoeveel toedienings wil ons doen, sê voor oes, hoeveel toedienings wil ons doen nou na oes. As dit 'n eenjarige gewas is of groentes vir sulke klas van goed, dan pas ons die program daar volgens aan met 'n sekere aantal toedienings. Wat ons gewoonlik doen is in die groeiseisoen het ons elke 2 weke toediening wat ons doen. En dan nou na oes op jou boomgewasse doen ons weer 'n toediening of 2. As dit vroeg kultivars is, dan doen ons tipies 'n fraksie meer toedienings na oes. As ons gaan kyk nou hoe ons bepaal wat ons neersit, wat is die behoefte? Natuurlik grondtipes soos jy sê verskil. So as dit nou ernstige sandgronde is en baie lae kationheid vermoë, dan sal ons nie tipies al die kunsmis wegvat nie, maar dan sal ons vir die aanbeveling maak, jy kan jou kunsmis met X hoeveelheid sny en dan gee jy Eco-Delta. Maar as dit grond is van 'n baie goeie kationheid vermoë en daar's goeie organiese materiaal, en dan soos in hierdie gevalle, dan vat ons eenvoudig kunsmis toedienings heeltemal weg. En dit is ook die lekker ding van die ding is half jy moet hom vertrou. Jy moet 100% in hom inklim, maar jy kan, kom ons sê nou maar daai eerste jaar wat hy half nog besig is om die grondgesondheid op te tel, kan 'n mens hom nog aanvul. Dit is nie dat jy 100% afgeskaal is dat as hy iets skeefloop jy niks kan doen nie, maar jy moet 100% in hom inklim en hom vertrou. Ek weet jy het gister ook daar gepraat. Jy moet daai kop skuif half maak op die einde van die dag. Ja, so ons kyk as die grond van 'n billike gehalte is, dan kan nou direk met jou Eco-Delta begin. En as jy gaan kyk na stikstof en kaliums en so, en dis baie maklik om die byvoorbeeld te blaarspuit. Dan kan nou die stelsel monitor deur die seisoen. Blaarsappe gee vir jou baie goeie aanduiding van waarmee dit sukkel die plant. Dan kan 'n mens, as dit nodig is, kan jy altyd 'n blaarspuit opsit. Maar dan moet ek sê, die meeste van die blaarsappe wat ons terugkry, is nitrate nie ons probleem nie, of stikstof dan nou nie ons probleem in die blare nie. Is juist wat ons probeer afbestuur, maar ons totale stikstof is baie hoog. Dit sê vir die plant kry meer as genoegsaam. Dan is die probleme gewoonlik meer by spoorelemente as ou nou moet gaan addisioneel gaan neersit. Okay. Right, so daar het jy dit. Op die einde van die dag, daar is so gesegde vir my gesê en dit sit nog steeds in my kop vas. Jy erf nie jou grond by jou pa nie, jy leen dit by jou kinders. En jy wil seker maak dat jy dit vir hulle teruggee in 'n beter toestand as jy dit gekry het. En grond is basies die basis van alles in boerdery. As jou grond nie op standaard is nie, as jou grond gemyn is, gaan jy nie die produksie kan handhaaf wat jy op die einde van die dag moet kry nie. As 'n mens nou insetkostes teenoor uitsetkostes begin vergelyk nie. So, as jy bietjie in kontak wil kom met EcoSoil en bietjie meer vind van wat hulle doen. Hulle het 'n klomp boere daar hierso in die Kaap en die alles wat 'n mens ook kan kom. Oor kontak vir Neil, kontak vir Jaco, kontak vir Marius en vind bietjie meer uit en hoe jy jouself net daai stappie vorentoe kan sit. Dis Farm Spice, hoor en uit.